Goeiedag liewe vriende, ons is by die 4de van die 10 gebooie en soos verlede keer genoem, hierdie gebod is deel van die stel gebooie wat vir ons help om die vraag te antwoord, hoe lyk dit wanneer ek God lief het met my hele hart, hele siel en hele verstand? Ons teks is vanoggend Eksodus 20 vers 8 tot 11 en ek lees dit sommer gou vir ons. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie jy, jou seun, jou dogter, jou slaaf en slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie, want in 6 dae die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Nou vraag wat opgebring word wanneer Christene in 2024 hierdie gebod lees of hoor, is Sondag dieselfde as die Sabbat? Moet Christene nog die Sabbat vier soos wat die Jode in die Ou Testament het? Beteken dit ek mag nie sport kyk op Sondag nie? Beteken dit ek mag nie huiswerk of agterstallige werk doen of voorberei vir die week wat kom nie? Beteken dit ek mag nie mall toe gaan of gaan uit eet of enigiets doen wat veroorsaak dat ander mense moet werk op Sondag nie? Met ander woorde, is God se opdrag om die Sabbat heilig te hou nog op my van toepassing as 'n Christen in 2024? Nou kom tyd spandeer aan hierdie vraag. Buiten die feit dat elkeen van die 10 gebooie bespreek gaan word in hierdie reeks waarmee ons besig is, en buiten die feit dat selfs 30 tot 40 jaar terug, ek kan nog onthou, ek is nou 36, was die Sondag as die Sabbat beskou en was daar 'n geweldige stel ernstige reëls en maatreëls oor hoe die Sondag gevier moes word. En ek dink dit beteken dat daar vandag nog in ons denke onderliggend in ons Afrikaner kultuur sit ons met 'n klomp onsekerheid en selfs met goed wat ons laat skuldig voel oor wat ons op Sondag doen. En laastens is daar ook vandag 'n groot en selfs groter wordende groep Christene wat deel vorm van die sogenaamde Hebrew Roots beweging, wat sterk daarop aandring dat Christene as mense wat geloof leef, dit kom vanuit die Jodendom, en dat ons te ver weg beweeg het van ons Joodse wortels af. Die argument is dat Jesus 'n Jood was, wat die Joodse wette onderhou het, en dat sy dood nie die Ou Testament afgesluit het nie. Met ander woorde, Christene kan nie God regtig lief hê met hart, siel en verstand, as ons nie wat ons leefstyl betref die wet of die Torah onderhou nie. Dat ons daarom ook die Sabbat op die 7de dag, wat die Saterdag is, moet hou, dat ons verskeie Joodse feeste behoort te vier, en dat die heidense gebruike van Paasfees en Kersfees vermy behoort te word. So om hierdie redes dink ek dis goed, dat buiten die feit dat ons in elk geval, omdat ons die 10 gebooie doen, bietjie oor die 4de gebod sou gesels, dat ons dan nou om hierdie ander redes ook bietjie dieper kyk na wat presies behoort ons as Christene oor die 4de gebod te dink. So wat uitgeklaar behoort te word vir ons om hierdie vraag te antwoord, is die Sabbatdag nog van toepassing op my? Vandag is die Sabbat en die opdrag om die Sabbat te onderhou gewortel in God se skepingsdaad, met ander woorde, dit is dan geldend vir alle mense van alle tye, dis universeel, dis nie net vir 'n spesifieke groep mense op 'n spesifieke tyd nie. Of is die oorsprong van die Sabbat en die opdrag om dit te gedenk te vind in die verbond wat God slegs met die nasie Israel gemaak het by Sinai, om vir hulle 'n spesiale status uit al die ander nasies te gee? Met ander woorde, nou is dit slegs geldend, nie universeel vir alle mense vir alle tye, maar net vir 'n spesifieke groep mense in 'n spesifieke tydsgeleef. Nou die eerste keer wat ons lees van die Sabbat is in Genesis 2, vers 2 tot 3. God was op die 7de dag klaar met sy werk wat hy gedoen het, en hy het op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gedoen het. God het die 7de dag geseën, hy het dit heilig verklaar, want op die dag het hy gerus van al sy werk, dit wat God geskep het, deur dit te maak. Natuurlik, met die eerste oogopslag, dan lyk dit vir mense of 'n mens sou saak kon uitmaak, dat die Sabbat universeel geldend vir alle mense van alle tye is. Dit was immers by God se skepping, dat hy hierdie spesiale status aan die 7de dag gee. So dis nodig dat ons die vraag vra, wat staan hier en wat staan nie hier nie? Hier staan wel dat God die 7de dag 'n spesiale status gegee het. Dit is 'n heilige rusdag vir wie? Vir God, wat Genesis 2 betref, ter gedenking aan die afhandeling van sy skepingswerk. Wat nie hier staan nie, is dat God enige iemand anders buiten homself innooi om ook hierdie rusdag saam met hom te hou. Ons sien dit die eerste keer gebeur in Eksodus 20 vers 8 tot 11, met ander woorde die 4de gebod
by die 10 gebooie wat God by Sinai aan die volk Israel gee. Op dieselfde wyse sal ons die saak kon maak dat, alhoewel God by afsluiting van sy skepping die 7de dag op 'n objektiewe manier seën 'n spesiale status gee, as die dag waarop hy sy skepping bietjie besigtig en geniet, is dit eers by die Moses tradisie van die Sabbat wat ons lees, Exodus 31 vers 14, julle moet die Sabbat onderhou, want dit is heilig vir julle, Israel. So ons sien baie duidelik dat God op 'n spesifieke stadium 'n spesifieke groep mense uitnooi, beopdrag om sy rus saam met hom te geniet. En dit maak die Sabbat onmiddellik iets wat nie universeel toegepas kan word op alle mense nie. Slegs op God se mense. Want hoe kan jy ongelowiges in God se rus innooi? Nou goed, ons sien dat God selfs die Sabbat slegs vir homself en vir sy mense bedoel het. Maar nou moet ons die vraag antwoord, is dit vir God se mense van alle tye bedoel? En om hierdie antwoord te kry, moet ons gaan kyk na wat die aanvanklike funksie van die Sabbat opdrag was aan Israel. God skep die Sabbat as 'n merker, dat hy klaar was met sy skepingswerk. Verseker nie omdat hy moeg was nie, dat hy nou regtig eers bietjie moes rus nie. En wanneer ons dit so verstaan, beteken dit dat die primêre doel van die Sabbat nie die bruikbaarheid daarvan vir ons mense is nie. Baie Bybellesers is oortuig dat God ons beopdrag om een dag uit die week te rus, want hy wil nie hê ons moet uitbrand nie. Dis 'n geweldige mensgesentreerde verstaan van die Sabbat, eerder as 'n God-gesentreerde of 'n Christus-gesentreerde een. Daar sit baie meer agter die Sabbat se aanvanklike instelling as bloot die diens wat dit aan, of die funksie wat dit aan ons lewer. Die Sabbat, as 'n fisiese rus, was veronderstel om te dien as teken, as 'n vooruitskouing, as 'n voorskadu van die geestelike rus, wat ons eendag op grond van Jesus se verlossingswerk saam met hom sal ingaan. Met ander woorde, nou beweeg ons verby die praktiese of die funksionele doel van die Sabbat, na die teologiese of die geestelike doel daarvan. En soos met baie kernteologiese gedagtes in die Bybel, is die Sabbat ook 'n goue draadjie wat ons deur die hele verhaal van die Bybel kan trek. Hoe lyk dit? Sedert God sy skepingswerk voltooi het, rus hy. Vandag nog rus hy. Maar ons moenie hierdie rus in die gewone aardse fisiese sin verstaan nie. Ons weet dat Johannes vir ons sê in Johannes 4, God is gees. Hy het nie 'n fisiese lyf wat kan moeg raak en daarom rus nodig het nie. So die feit dat God rus, beteken ook nie dat God by wyse van spreke nou niks sit en doen nie. God die skepper is steeds God die onderhouer, God die voorsiener, God die verlosser en God die regter. Hy is steeds baie aktief betrokke in die sake van hierdie wêreld. So sy rus is nie die ophou van aktiwiteit nie. Dit wat ons vanmiddag daar op die bank gaan doen nie. Taalkundiges het daarop gewys dat hierdie Hebreëse woordjie vir rus baie naby is aan die woord vir vrede, shalom. Shalom en Shabbat, baie dieselfde. Met ander woorde, waar God ook al is daar rus en is daar vrede. Of dit nou sy heilige stad is, Jerusalem beteken stad van vrede of stad van rus, of dit sy heilige tyd is, die Shabbat. Waar God is rus en vrede. Maar natuurlik bestaan God in die ewigheid. Hy bestaan ook buite tyd en ruimte. Hy is nie 'n skepsel wat aan tyd en ruimte gebonde is soos ons nie. En ons koppe sukkel verskriklik om dit te begryp as wesens wat aan tyd en ruimte gebonde is. Maar as 'n wese buite tyd en ruimte bestaan God in 'n ewige toestand van rus en van vrede. Al is hy baie aktief in tyd en ruimte in sy skepping. In die tuin van Eden het God gepoog om hemel in 'n klein mate na die aarde toe te bring, deur die tuin van Eden 'n heilige plek van rus te maak. Dit so half 'n voorsmaak te maak van God se ewige sabbatsrus, waarin hy sy menslike skepsels sou innooi. As Adam tog net tot aan die einde van God se proeftydperk gehoorsaam kon wees, sou hy ook die ewige sabbatsrus binne gegaan het, want hy sou die vrug van die boom van lewe ontvang het. Maar in plaas daarvan het hy die pad van rebellie gekies, en moes God sy sabbatsrus verander van 'n skepingsinstelling na 'n verlossingsinstelling. Met ander woorde, God se rus was nie meer aan die mens gegee bloot op die feit van die mens as 'n skepsel van God nie.
rus universeel toegesê aan alle mense nie. Nou is dit slegs toegesê aan die met wie God 'n verbond sluit. En die Jode was daardie spesiale mense met wie God 'n verbond gesluit het. En hierdie verbond, nie die feit van die skepping nie, is die rede waarom mens nou die mens uitnooi, inderdaad beveel om sy sabbatsrus binne te gaan. Die Sabbat het na die val in Eden 'n oproep geword tot verlossing. Met ander woorde, 'n skaduwee van die evangelie, die goeie nuus van die herstel van die sabbatsrus wat God eendag deur sy seun sou bring. Goeie nuus wat deur God se volk na die hele wêreld moes gaan. Dus wanneer die Jode die Sabbat gevier het, het hulle uitgesien na die einde van hulle lyding en arbeid en offers en seremonies. Hulle het deur die Sabbat te gedenk uitgesien na die finale rus. God sou aan die einde van die tyd, soos vooruitgeskou deur die einde van die week, sou God kom en hy sou dinge herstel. En dan in die Nuwe Testament, dan het die lig gekom. Met die aanbreek van Christus se koms het ons aan die einde van die Joodse week gekom en aan die begin van 'n nuwe tydperk, 'n nuwe skepping. So die Jode het na die Messias uitgesien aan die einde van die week, maar ons kyk terug na Christus aan die begin van die nuwe week. Paulus verwys ook na Christus as die tweede Adam. Toe die tweede Adam gekom het, het hy die gehoorsaamheid aan God vervul en anders as die eerste Adam vir ons toegang tot die boom van die lewe gewen en ingang tot die ewige 7de dag wat God selfs alreeds geniet. So wat is die ware betekenis en die ware funksie van die Sabbat wat God die Jode beveel het om te onderhou? Die Sabbat is die skaduwee, die vooruitsien na die ewige lewe in die teenwoordigheid van God. En nou sou ons 'n bietjie kon praat oor praktiese toepassing of praktiese riglyne. Is die opdrag oor die onderhouding van die Sabbat bindend op Christene? En ek wil dit graag uit twee hoeke benader. Die eerste een is die hoek van gewete en die tweede een is die onderskeid tussen die Engelse woordjies wat lekker allegorie vir ons gee is devotional of doctrinal. So ek gaan nou by die twee punte uitkom. Sabbatshouding, onderhouding is die 4de van die 10 gebooie. Daarom as ons as Christene glo ons is verplig om die 10 gebooie te gehoorsaam, sê ons nie dan ook daarmee dat ons verplig is om die Sabbat te onderhou nie. En as die Sabbat 'n letterlike dag van die week is, waarop jy, volgens Eksodus 20 vers 10, geen werk mag doen nie jy of jou seun of jou dogter, jou slaaf of slaaf van jou diere en jou vreemdelinge, wat by jou is nie. Is dit die toestand, of is dit die oogsigtelike is waarmee ons na die Sabbat moet kyk, skep dit dan nie 'n gewetenskrisis vir baie Christene nie. Nou eerstens wil ek hieroor sê, gebaseer op Paulus se raad aan Christene in Romeine 14, wat ons nou gaan lees, dat mens nooit jou gewete moet oortree nie. As ek werklik glo dat ek verplig is om die 4de gebod volgens die Ou Testament as 'n gebruik te onderhou, dit wil sê 'n letterlike dag waarop geen werk mag plaasvind nie. As ek in my gewete oortuig is daarvan, dan sondig ek teen God en teen my gewete as ek dit oortree. Ongeag of die dominee vir gesê dis alright. As ek glo dat ek teen God sondig, selfs al oortree ek nie sy gebod nie, is ek in my hart in opstand teen God. Is baie meer vernietigend vir ons karakter oor die langtermyn om 'n bestaande wet te oortree, as om 'n bestaande wet te oortree. En daarom moet ons nooit ligtelik omgaan met iemand wat gewetensbeswaar het teen om te werk of die verskillende vorme van ontspanning op die Sondag nie. Nou dit gesê, jou gewete is belangrik in hierdie saak. Die gelowige wat Sondag as die Sabbat beskou, moet versigtig wees om nie die vryheid van sy of haar broer of suster in hierdie saak te belemmer, deur die feit dat hulle aan hulle gewete gehoorsaam wil wees. Net soos ander bepaalde Ou Testament wet kwessies aan elkeen se gewete oorgelaat is, omdat dit nie kern tot verlossingssake behoort nie. Die apostels het dit toegelaat, dan lees bietjie deur Galasiërs. So moet daar ook deur ons vir mekaar vryheid gegee word om verskillende sienings oor hierdie saak te hê. Soos wat Paulus dan nou in Romeine 14 vers 5 tot 6 geskryf het. Die een beskou een dag belangriker as die ander, vir 'n ander weer is alle dae eenders. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle van sy standpunt oortuig wees. Die een wat 'n bepaalde dag uitsonder, sonder dit uit vir die Here. Die een wat eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God daarvoor. Ook die een wat nie eet nie, praat nou van die hele kwessie rondom die offer van vleis wat vir afgode geoffer is, mag hulle dit eet of nie. Paulus het gesê, ons kan nie 'n gebod daarop sit nie,
alles behoort aan die Here en afgode het geen mag nie, maar as jou gewete jou aankla, luister vir jou gewete. Die een wat eet, want hy dank God daaroor, ook die een wat nie eet nie, doen dit tot eer van die Here en hy dank God daarvoor. So ek stel my oortuiging dat die 4de gebod behoort tot, en hier is weer 'n onderskeid wat ons behoort te tref, tot die seremoniele wette van die Ou Testament, eerder as die morele wette. Nou wat is die onderskeid tussen hierdie twee? Die morele deel van God se wet is wat ons sou sê wette wat vir ewig bindend is vir alle gelowiges van alle tye. Dit is nou byvoorbeeld God se bepalinge oor die heiligheid van lewe, die huwelik, seksualiteit, sorg vir mekaar, sulke tipe goed. Dit is morele wette. Dit is universeel geldend vir alle mense vir alle tye. Maar dan is daar twee ander tipes wette wat ons in die Ou Testament kry. Siviele wette en seremoniele wette. Siviele wette, die funksie daarvan was om goeie verhoudings tussen Israeliete in 'n spesifieke tyd en op 'n spesifieke plek te handhaaf. Dis nou soos as jou bees hierdie een doodgemaak het, dan moet jy nou met die bees so maak. Dit sulke tipe goed. En dan seremoniele wette is die reëlings rondom offers en feeste en reinheidsgebruike. Alles wat jy daar in Levitikus en Numeri van lees. En hierdie wette, siviele en seremoniele wette, beskou ons as iets wat 'n vooruitskadu was of 'n vooruitskouing was van die koms van Christus. Met ander woorde, hierdie wette verdwyn wanneer Christus, die werklikheid waarvan hulle 'n voorskadu was, hulle verdwyn wanneer Christus op die toneel verskyn. En dit is basies waaroor die hele brief Hebreërs gaan. Oor hierdie seremoniele wette wat nou afgehandel is, want ons het nou 'n baie beter verbond, 'n uitnemender verbond in Christus. So om dan te sê dat die 4de gebod deel is van die seremoniele wette eerder as die morele wette, is om te sê dat dit nie meer bindend is vir ons as Christene nie. Ook die hele kwessie rondom, jy mag nie 2 tipe saad saai nie, jy mag nie 2 kledingstowwe in jou klere hê nie, daai tipe goede seremoniele wette. Jy moet hierdie ding offer wanneer jy dit gedoen het en daai ding op daai manier en die bloed moet so besprinkel word. Dis seremoniele wette. Dis nie meer vir ons geldend as Christene vandag nie. Nog 'n manier om daaroor te dink, en dis die ander invalshoek, is die onderskeid tussen devotional en doctrinal. En dis nou so 'n bietjie om die hele ding kwessie rondom die gewete en die verskillende tipes wette bymekaar te bring. Jy kan om nader aan die Here te probeer beweeg, sekere toewydings of devotions maak. Soos om die Sabbat te onderhou of die Joodse feeste te vier, of as jy ongesuurde brood wil eet wanneer jy die nagmaal vier, daai tipe ding. Dis 'n devotional manier om jou nader aan die Here te bring. Maar ons kan nie persoonlike toewydings op die vlak van doktrine gaan plaas nie. Dan is ons besig om te fouteer. Dan is ons self besig om dwaalleer te verkondig. Asof dit 'n leerstelling is wat God van ons verwag of ons verplig om te onderhou nie. Dis doodreg as jy dit op 'n devotional manier wil doen, maar ons kan dit nie deurtrek en sê nee, nou raak dit 'n doktrine nie. Nou net om af te sluit, is daar dan nou geen waarde aan die uitsondering van 1 dag in die week nie? En hier sou ek die argument wou maak dat ons om praktiese reëlings, nie teologiese reëlings nie, nog steeds die Sondag as 'n unieke dag behoort te hou in die week. Die Sondag, as die dag waarop Jesus opgestaan het uit die dood, is as die Here se dag, the Lord's Day, gehou van die begin van die ontstaan van die kerk af. Een dag in die week waarop ons en ons families op God en sy woord kan fokus en onsself op hom kan instel met die oog op die komende week. En julle sou saamstem met die tempo waarteen dinge in ons kultuur tans hardloop. As ons nie so 'n dag uitsit nie, gaan ons bitter gou ons koneksie met God en met die gemeenskap van gelowiges verloor en dalk ook die ontrafeling van ons gesinslewe sien gebeur. Ons is nie so sterk soos wat ons dink nie. Ons het nodig om God se woord aan ons verkondig te hoor en die bevestiging van sy beloftes in sy woord te kry deur die bediening van die sakramente op 'n gereelde basis. As ons nie leer, groei en voortdurend herinner word aan ons fundamentele oortuigings nie, staan ons nie stil nie. Jy hou nie vandag 'n bietjie op met kerk en God en oor 3 of 4 maande begin jy maar net op dieselfde plek waar jy vandag is nie. Ons staan nie stil nie, ons beweeg agteruit. Ons verloor ons koneksie met God. Ons verloor die vordering wat ons in ons heiligmaking deur die Gees se krag gemaak het. Daar is nie iets soos om stil te staan in die Christelike lewe nie. Die vroeë kerk het die gebruik gehad om op die eerste dag van die week, wat die Sondag is, elke week vir openbare aanbidding by mekaar te kom. En dit het grootliks bygedra tot die bevordering van Christus se koninkryk vir amper 2000 jaar. Omdat dit
daarom 'n antieke gebruik is wat ooreenstem met God se woord en 'n unieke geleentheid bied vir gelowiges om te oefen in dit wat die Here hulle baie duidelik beveel in terme van hoe ons disippelskap moet uitleef, moet die gereelde bywoning van openbare aanbidding op Sondag gehou word. Daar staan, ons moet nie, 1 Korintiërs 6, ons moet nie die byeenkoms van die gelowiges versaak nie. Maar ons moet dit nie beskou as 'n goddelike, verpligte, heilige dag nie. Vir die gelowiges is elke dag 'n Sabbatdag, nadat ons in God se ewige rus ingegaan het deur ons verbondenheid met Christus. Ons as Christene wy elke dag aan die Here. Die Heidelbergse Katekismes wys ons hierop. Wat is God se wil vir ons in die 4de gebod? Eerstens, dat die evangeliebediening en opleiding daarvoor uitgehou word. Op hierdie dag is daar evangeliebediening en geestelike opleiding. En dat ek, veral op die feesdag van rus, gereeld die byeenkoms van God se mense bywoon, om te leer wat God se woord leer, aan die sakramente deel te neem, publiek tot God te bid en Christelike offers vir die armes te bring. Tweedens, dat ek elke dag van my lewe rus van my bose wee, deur die Here deur sy Gees in my te laat werk, en so in hierdie lewe die ewige Sabbat begin. Ek hoop dit was leersaam en het so 'n bietjie gehelp om op te klaar as daar enige onsekerheid was. Ons vertrou dat die Here vir ons verder hierin sal lei. Goeiedag vir u.